Goeiemôre matrieks. Baie welkom by vandag se les. Dit is dan nou jou laaste Afrikaanse aanlyn les. Volgende week sien ek julle weer almal by die skool. Nou ons het die afgelope tyd bietjie gepraat oor die verskillende aspekte van onderwêreld en vandag gaan ons bietjie kyk na die verteller, die agtergrond en milieu, tydsverloop, die intrige en die stemming en hoe dit dan nou van toepassing is op onderwêreld. Jy kan dan nou ook gaan kyk na die intrige en die konfliks, die YouTube video wat Fanie Verleen gemaak het. Nou moontlike lang vraag wat uit hierdie aanbieding dan nou voorkom, is die verteller, die ek vertel perspektief wat jy kan bespreek, die milieu, veral dan nou die skoolmilieu en hoe dit dan nou die karakter of veral die hoofkarakter kry, vorm en beïnvloed. So mens kan sê die milieu het eintlik 'n invloed op sy karakterontwikkeling. Die tyd en dan die intrige, die subintrige en die spanningslyn en hoe dit dan nou eintlik bietjie verskil in hierdie boek as wat mense dan nou verwag omdat daar nou afwisseling is van die hede en die verlede. Nou die verteller. Die derde persoonsverteller kom voor in die proloog wanneer hulle dan nou vertel van Eckhart wat op sy pa afkom in sy studeerkamer en dan ook in die epiloog waar Craig dan nou selfinsig kry en dan besef hy is nie so bulletproof soos wat hy gedink het nie. Nou hierdie derde persoonsverteller is nie 'n karakter in die verhaal nie, maar hy vertel maar net vir ons die storie. Dis amper soos iemand wat buite die storie staan. Jy het al gesien in party kinderprente is daar so verteller dan. Is dit amper asof dit 'n stem uit die wolke is wat dan nou vertel wat gebeur en dit is 'n derde persoonsverteller. Maar hierdie verteller weet wat al die karakters doen en dink, maar hy besluit op wie hy fokus in sy vertelling. So partykeer fokus hy op verskillende mense. In die proloog fokus hy op Eckhart, so Eckhart is die fokalisator en in die epiloog fokus hy op Craig. Dan is Craig dan nou die fokalisator. Nou, 'n eerste persoonsverteller kom voor in hoofstukke 1 tot 35 en dit is die sentrale gedeelte van die roman. Nou, 'n eerste persoonsverteller of 'n ek-verteller is een van die karakters in die verhaal. Hy gee sy eie ervarings rondom die gebeure in die verhaal weer, sy persoonlike siening. En hier is Craig Owen, die eerste persoonsverteller. Hy is dan ook gewoonlik die fokalisator in hierdie hoofstukke. En wat interessant is die taalgebruik. Omdat hy dan nou reeds 'n eerste persoonsverteller is die slang of die informele taal wat hy gebruik baie gepas. Indien die hele verhaal dalk uit 'n derde persoonsverteller bestaan het, sou mens kon verstaan dat hulle dalk standaard Afrikaans gebruik. Hierdie verteller het sekere nadele en voordele. Want die nadele is, ons as leser weet net wat hy weet, waarneem en voel, want dit is al wat hy kan vertel. Hy weet net wat ander karakters se uiterlike handeling is. Hy kan nie hulle gevoelens of hulle denke weergee nie. Hy vertel maar vir ons wat hy sien. En hy's gebonde aan tyd en plek. Ons weet as leser nie wat op 'n ander plek gebeur nie, want hy is nie daar nie. Maar die voordele is, ons leer hom regtig op 'n dieper vlak ken, veral die karakters se emosies. En op daardie manier kan mens met hom identifiseer. Dit is amper asof hy sy eie ervarings gee, net soos 'n ooggetuie. En hierdie subjektiewe weergawe van die gebeure maak hom eintlik as 'n verteller geloofwaardig, want jy weet dit is wat hy ervaar. En op hierdie manier leer ons hom beter ken. Nou die milieu en agtergrond. Die milieu dui op die tyd en ruimte, né? Dit is die plek waar die storie dan nou afspeel. Die omstandighede waarteen dit afspeel noem ons die agtergrond. En die milieu en die agtergrond sluit nou by mekaar aan. Nou Lawson College is in hierdie geval die milieu waarin die grootste gedeelte van die verhaal afspeel. Hy vertel vir ons van 'n klomp plekke. Dit begin daar in die koshuiskamer en dan die gedenkmuseum en die klaskamers, die skool of se kantoor selfs. Maar die agtergrond waarteen hierdie milieu in hierdie verhaal dan afspeel, is al bietjie verder, kan mens sê. Dit gaan oor hierdie eksklusiewe opvoeding van die superryker se kinders, korrupsie selfs, misdaad, kuberkrakery, die voëlgriep epidemie, wat amper universeel is, want dit is al vir afgelope dekades deel van ons samelewing. Nou die funksies van hierdie agtergrond en milieu is dit skep stemming, atmosfeer en konteks, en in hierdie geval kan die stemming dalk met spanning gekoppel word. Dis die bron van konflik baie keer tussen karakters. Dit laat die gebeure en handelinge realistischer voorkom en dit kan dalk 'n idee of tema simboliseer. Nou die Drakensberg is deel van die milieu, want hierdie skool is eintlik 'n fiktiewe skool wat hy uitgedink het, maar hy op 'n stadium dui hy mos of hy sê korrek in die verhaal dat
die Drakensberg Seunskoor moes nou maar net 'n ander daar aan die kant is. So dit is in dieselfde omgewing en dalk miskien dieselfde tipe skool waarna hy verwys. Nou die Drakensberg, waar kom die naam vandaan? Hulle sê dit is vernoem na die legende van 'n pa en sy seun wat 'n draak blykbaar in die berge gesien het. Maar die suggestie en die simboliese betekenis van hierdie ruimte is dat dit iets dreigends is, né? Ietsie gevaarliks wat net so op die loer lê. Die name van een van die pieke is Devil's Tooth. En dis die prentjie wat hier staan wat juffrou Sandra Mans vir ons gemaak het, of dan nou gekies het. Sien julle daai Devil's Tooth? En die berge se inheemse name dui dan ook op die donderende geluid van die Zulu krygers se spiese en hulle egos in die valleie. Onthou julle toe ons gepraat het oor die langvraag, moontlike langvraag oor egos, toe verwys ons ook hierna. Nou die amfitheater, daar's nou ekskuus, ek sien hy's nou nie so goeie foto nie. Foto van die amfitheater daar in die Drakensberge. Maar dit kan amper simbolies wees van die hoogtes wat die leerders moet bereik. Nee, want dit is nou die omgewing waarin hulle skool gaan, so hulle moet hierdie hoogtes bereik. Maar aan die voet van die Drakensberg is hierdie skoolterrein eintlik 'n afgeslote ruimte, nee, hulle is amper afgesonder van die res van die samelewing, sosiaal en fisies. So die ruimte ervaar hy as 'n plek wat mos heeltemal verlate is. En wat dit dan nou dui, dit is amper half die ideale plek dan nou om gebreinspoel te word, want jy is so afgesonder van wat eintlik in die wêreld of eintlik in die land aangaan. Maar die lammervanger, en ons gaan nou kyk, dit is 'n tipe arend wat in die lug draai op soek na 'n karkas, dui ook op hierdie gevaar en die dood wat moontlik hierdie ruimte inhou. Dis ook so 'n onheilspellende atmosfeer wat dit. Goed, hier is net vir mooi prentjies van Cathedral Peak en van 'n lammervanger. En dan nou Lawson College. Nou dis die eksklusiewe ruimte net vir die superryke se kinders, né? Maar dit staan in kontras met die omliggende omgewing. KwaZulu-Natal is dalk nou nie so bekend vir sy ekonomiese vooruitgang nie, en hy sê hulle kyk of hy dink terug as hulle dan nou skool toe ry na die Zulu rondawels en hoe die kinders dan nou bakkant staan vir die toeriste om vir hulle geldjie te gee. So daar's weer 'n voorbeeld van 'n Zulu rondavel. Maar hy sê die meeste van die ouers het splinter nuwe motors. Hulle dra ontwerper sonbrille en Italiaanse snyierspakke. Maar alles is net voorgee op die oppervlak, né? Soos Alice in Wonderland. Dit lyk so mooi, maar eintlik op die as mens nou mooi gaan kyk, is dit onrealisties in die sosio-ekonomiese toestand waarin ons land is. Dis amper asof hulle so 'n elite samelewingkie op hulle eie is. Nou Lawson College is 'n skool wat maar net 12 jaar oud is, en as jy gaan kyk, baie ander skole is selfs 80, selfs 100 jaar oud, maar hier speel geld 'n groter rol as tradisie. Dit word verwys as die teelaarde van die sakeleiers van die toekoms. En kry verwys na die skool op 'n sarkastiese noot as heilige grond, né, omdat die mense hulle vreeslik heilig en hoogmoedig hou. Maar ten spyte van die uitgestrekte kampus, voel die leerders ingehok. Kry noem op 'n stadium dat dit vir hom voel asof hy in 'n tronk is. En dit is eintlik simbolies. As mens sien, die kinders wat daar is dalk nie daar per keuse nie. Hulle is daar omdat hulle ouers hulle daar gesit het. En hulle het nie hulle eie keuse of besluite, miskien eens oor vakke wat hulle mag neem of studierigtings nie, want hulle moet net klone van hulle ouers wees. En hulle word amper al gebreinwas, nie? Want Eckhart sê hulle denke word ingeperk. Hulle leer hoe om te dink en waarom om te dink en hoe om op te tree, net soos hulle paas. Die koshuise wat vernoem is na wêreldbekende baanbrekers, is amper 'n manier om vir die seuns te impliseer en hulle te herinner dat hulle ook beroemd moet word, net soos daardie baanbrekers. En dan sê Craig mos wanneer hy in die skoolgronde inry saam met sy ma, dan sê hy koshuise en perdestalle. En dan lag hy so bietjie, want dit kom daarop neer dat hy sê die leerders is maar skouperde wat op stal gehou word. So hulle word daar geberg, geleer hoe om mooi skouperde te wees en dan uitgelaat vir hulle paas om op trots te wees wanneer die tyd reg is. Maar nou die tonnel onder die skool is eintlik ook simbolies, want dit verteenwoordig of simboliseer die skool se onderwêreld. En dit, hierdie hele onderwêreld van die skool se onderwêreld simboliseer dan nou korrupsie, die pyn van selfmoord, gebroke gesinne, die soeke na identiteit in hierdie kloonwêreld wat eintlik werklik aan die gang is. En die voorgee is hierdie mooi Lawson College met die pragtige geboue. So dit staan in kontras hierdie bo-wêreld en die onderwêreld. Nou Lawson se gedenkmuseum, was nou voorbeeld van 'n tipe van 'n gedenkmuseum, word aangebied as 'n gebou met 'n gelade atmosfeer. Maar daar's nou die voorlopers en pryse wat die skool ontvang het en die karakter, die leerders wat uitgeblink het, maar vir Craig is dit 'n plek waar hy gekonfronteer word met die Here in verlede
en veral met die pynvolle herinnering aan sy broer John. Hy noem dat hy nog net eenmaal daar was en is amper asof Eckhart hom dwing om soontoe te gaan. Maar wanneer hy soontoe gaan, kom ons agter daar's regtig spanning en innerlike konflik wat Greg ervaar. En daardie innerlike konflik kan moontlik wees as gevolg van hartseer, miskien het hy nog haat teenoor sy broer, hy's kwaad vir sy broer, hoekom het hy selfmoord gepleeg? Dalk voel hy verwyte teenoor homself, teenoor sy familie, omdat hy niks gedoen het nie, maar ek dink die grootste maar is hartseer en die rou en die treur wat hy nie eintlik mag ondervind het nie, want sy pa het hom verbied om te huil, so hy het nog nie die dood van sy boetie verwerk nie. Johannesburg Noord, nou dit is waar Greg sê sy huis is, hulle het 'n groot en 'n deftige huis, en Eckhart sê dit herinner hom aan Hugh Hefner se Playboy Mansion, dis nou daai prentjie daaronder. Maar Greg gee amper instinktief John se kamer vir Eckhart, hy sê op 'n stadium hy besef dit nie eens nie. En dan nie net herinner Eckhart hom aan sy broer John nie, maar is amper asof Eckhart nie net fisies nie, maar ook emosioneel die leemte en die leegte vul wat John gelaat het. En dit moet jou 'n idee gee van die vriendskap tussen Greg en Eckhart en hoe erg dit dan moet wees as hy hom verraai het aan die einde. En dan nou net moontlik hoe daai nagklub Secret and Lies dan nou gelyk het en dat dit 'n aanduiding is van geheime en leuns, nie wat maar altyd so op die oppervlak lê. Die regter se studeerkamer is 'n ruimte waarmee ons aan die begin van die verhaal te doen kry in die proloog. En dit is waar Echo, nee, ek kan nie sê Eckhart nie, want ons weet nie of dit sy regte naam is nie. Maar as 11-jarige kind sien hy daar's 'n lig en wat hom dan nou daarheen lok is 'n geluid, nee, hy sê amper dis soos 'n geluid van 'n verskrikte dier. Dan vind hy sy pa in die studeerkamer met die lig wat so op sy gesig val, een kant donker, een kant verlig, en is hier waar hy sy onskuld verloor het en dan nou ook sy skuilnaam kies as kuberkraker, wat hy dan nou gebruik om die vrees mee uit te dryf. Want hy sê dit is hier waar hy leer hoe vrees. Jeffrey's Bay is ook 'n ruimte waarin hulle dan nou vinnig beweeg. Maar dis eintlik of ironies, hulle moet nou daar wees om vakansie te hou, maar Greg en Eckhart dink en praat net oor kuberkrakers en inkopies en allerlei ander goedjies. Sy pa is in elk geval heeltyd besig om te werk. Dis nie asof ons agterkom dat hulle vreeslike familieaktiwiteite saam deurbring of saam doen wat eintlik maar die doel dalk is van 'n vakansie nie. Maar dit is ook hier waar Greg en Eckhart bots oor Nicole, né? Greg vind mos vir Eckhart in die kamer in die middel van die nag voor Nicole se kamer, of ekskuus, net in die gang voor Nicole se kamer met net sy slaapbroek aan. En toe het hulle amper in 'n vuisgeveg betrokke geraak totdat sy pa hulle moes nou gekeer het en die lig aangeskakel het en. Maar daar's baie keer ons gaan nou kyk na terugflitsse. Baie keer wanneer Greg met Nicole praat en sy vra dalk ietsie oor Eckhart of so ietsie, dan dink hy terug aan Jeffrey's Bay, want hy het ons die boek gelees het. So dit was iets wat hom daai konflik veroorsaak en die twyfel in sy en Nicole se verhouding. Bergville is die dorp, onthou Bergville is 'n dorpie wat werklik bestaan, Winterton ook. Dis die plattelandse dorpie naby die skool. Die polisiestasie, en daar's 'n vir jou foto van die moontlike polisiestasie, is, hulle sê dis skoon, maar die meubels is oud. Maar dis hier waar Greg sy verklaring aflê en die waarheid rondom die Project Nursery Rhyme onthul word. Maar dis ook maar omgewing soos maar baie plattelandse dorpies wat verwaarloos is en dit staan eintlik in kontras met die Lawson College wat alles so perfek is. Clarence is nog 'n dorpie waar Greg en sy ma dan nou eintlik heen ontvlug, want hy sê dit is 'n plek wat jou beter laat voel oor homself. So wanneer hy na vryheid en emosionele berusting soek, gaan hy na Clarence. En ons weet Clarence bestaan werklik. Nou hier's net vir jou 'n mooi ligfoto van Clarence en dan die Eddie Hoyle kunsgalery wat werklik bestaan. Want dit is waar Eckhart weer sy verskyning maak aan Greg, wanneer hy hom weer daai rympie opsê van Zeus en Hercules, en dit is waar die vuisgeveg ook dan nou uitbreek. Nou die onderwêreld van kuberkrakery is ook 'n milieu. Dis amper 'n alternatiewe omgewing. Eckhart sê dit is die wêreld van nulle en ene, maar vir Greg word dit al 'n ontvlugtingswêreld, nie net van die eise van hoofseun en leier nie, maar ook van sy hartseer van sy broer en van sy emosies wat hy nie eintlik wil hanteer nie. Maar met hierdie nuwe uitdagings kom daar 'n nuwe opwinding, nee, want dit is amper vir hom soos 'n nuwe ekstreem sport. En dit is vir hom iets waarin hy goed is. Maar hierdie onderwêreld, hierdie ruimte, sluk hom emosioneel in. Dit sonder hom af in sy koshuiskamer. En dit veroorsaak dat hy sy skoolwerk, hoofseunpligte en vriendskappe verwaarloos. So uiteindelik word hierdie kuber dan amper vir hom soos 'n tronk. Hierdie onderwêreld, hierdie simboliese ruimte van die onderwêreld, is amper 'n metafoor
vir die booshede waarmee die mensdom hom besig is. En ons weet dit is wat gebeur op die dark web. Dan, ek het nou vir jou hier die langvraag bietjie opgestom. Jy kan deur dit gaan. Dit is 'n moontlike langvraag. Die ruimte of milieu en ander plekke skep 'n bepaalde agtergrond waarteen die karakters optree en ontwikkel. So dis wyd. Want jy noem 'n klomp verskillende ruimtes en milieu, nie net waarin Craig verkeer nie, maar ook Eckhart en die ander karakters en watter invloed dit op hulle het. So kyk so 'n bietjie na die kontraste. Ons het gepraat oor die Zulu rondawels teenoor die ryk skole wat in die omgewing is, die ouers, sy ouerhuis, waar hulle groot het, die skoolgebou, koshuise veral met daardie name van die baanbrekers, Jeffreys Bay, die dorp in die omgewing en dan nou die rekenaarwêreld as milieu of as ruimte. So gaan kyk mooi en lees dit mooi. Nou, tyd. Ons onderskei tussen verteltyd, hoe lank dit neem om die verhaal te vertel, en in onderwêreld is dit die aantal bladsye. Maar dan ook die vertel dit tyd. Hoeveel dae of maande of jare word van vertel in die verhaal. So die vertelde tyd in hierdie verhaal, in die Here begin dit mos nou. Dis eintlik maar net 8 dae, want dit begin daar by die donderdagoggend wat Eckhart dan nou wegraak. Maar dit begin eintlik baie verder. As mens nou mooi kyk, dit strek eintlik, of dit begin eintlik daar waar Echo dan nou sy pa in sy studeerkamer kry. So die verhaal wat in kronologiese volgorde plaasvind, het 'n vaste volgorde, maandag, dinsdag, woensdag, maar in hierdie verhaal word die kronologie verbreek deur afwisselende vertellings van die Here in die verlede. Die Here is amper soos 'n verhaallyn op sy eie, en die verlede verhaallyn op sy eie, en dis kronologies, maar die twee word afgewissel, die Here met die verlede. Nou die hoofverhaal wat in die Here afspeel, strek eintlik maar net oor 8 dae, soos ons gesê het. Van die donderdagoggend van Eckhart se verdwyning tot die volgende Vrydag aand, waar Craig en sy ma van Clarence af Johannesburg toe huis toe ry. Maar die verlede se verhaallyn, die logfile, begin eintlik, as mens dan nou mooi kyk in hoofstuk 2, by hulle matriekjaar. Maar as jy die proloog in ag neem, begin dit daar waar Eckhart eintlik maar Echo 11 jaar oud is. So die twee verhaallyne kom in hoofstuk 33 by mekaar, en hierdie tegniek waar die verhaal van die Here in die verlede mekaar afwissel, is 'n manier om spanning te verhoog. Terugflitsse kom 'n paar keer voor. Die doel daarvan is dit onthul belangrike inligting en stel nuwe feite bekend. Dit gee dan eintlik al 'n beter begrip op dit wat jy dan nou lees, maar dit verhoog die spanning. 'n Voorbeeld daarvan is die verwysings na Jeffreys Bay, of Craig wat terugdink aan sy gesprek met sy pa, of wanneer Craig terugdink aan sy broer. Tydspronge kom ook voor, onthou, in 'n boek en selfs in 'n fliek kan jy mos nou nie elke minuut van elke dag vertel of wys nie. So partykeer is daar 'n paar dae wat dan nou tussen die gebeure geskied wat dan nou nie vertel word nie. Vooruitflitsse of vooruitwysings is amper al leidrade van iets wat in die toekoms gaan gebeur. Daardie gedeelte waar hy in die proloog sê, jare later sy vir homself 'n ander naam kies, nê? Nie net Echo nie, maar ook Eckhart, en dit impliseer 'n ander identiteit wat hy dan nou gaan kies. Eckhart wat stil word met 'n vreemdelikheid in sy oë wanneer Craig sê, jy ken nie my pa nie, want hy ken hom eintlik baie goed. En Eckhart wat vir Craig sê, ek weet nie wat in jou toekoms vir jou wag nie, maar eintlik weet hy presies. Goed. Nou die intrige, die tipiese bou van 'n roman, jy begin met jou eksposisie, dan die verwikkeling, die ontwikkeling, daar's 'n krisis, klimaks en 'n afloop, né? Daai tydsverloop is die epiloog. By tydsverloop is dit ook die eksposisie in die hede, is wanneer hy moes nou wakker skrik, né? En hy begin nou soek na Eckhart en al die goed wat gebeur om hom te lei, om Eckhart dan nou te vind. Die klimaks is waar Eckhart hom op Clarence konfronteer, en dan die epiloog is die afloop waar sy ouers, hy saam met sy ma in die kar en sy pa agter hulle ry Johannesburg. Dieselfde in die verlede, maar die verlede onthou die verlede se verhaallyn begin eintlik toe Echo sy pa in die studeerkamer kry. Maar in die verhaal self, as ons begin by hoofstuk 2, dan gaan dit mos nou oor die begin van die matriekjaar, wat hy dan nou saam met sy ma daar by die skool aankom, hoe hulle vriendskap ontwikkel, en die spanning bou op wanneer Craig al dieper in die onderwêreld van kuberkrakery ingesleep word. Weereens, die klimaks is dieselfde, wanneer Eckhart vir Craig konfronteer daar voor die kunsgalery, en die afloop is in die epiloog. Daar's ook verskillende subintriges. Craig se vriendskap met TJ Plank is eintlik al 'n storie op sy eie, né? Subintrige is half 'n ander storie. Mens kan amper 'n hele storie met subintriges ook maak. Craig se verhouding met Nicole, sy verhouding met sy ma en pa, sy optrede teenoor Corneille,
Die voëlgriep lyk soos 'n sipentrege, net so kan mens sê 'n verhaallyn wat nie deel is van die hoofintrege nie, maar dit is toe later deel van die hoofintrege. En die hede en die verlede wat mekaar afwissel, word dan ook gesien as die hoof en die sipentrege. Nou die stemming en atmosfeer verskil, maar in hierdie verhaal is daar meestal 'n gespanne atmosfeer. Dit word partykeer bietjie afgewissel met 'n ontspanne atmosfeer, maar veral wanneer hulle goed doen wat onwettig is, nee, die hele tyd as hulle besig is met kuberkrakery, wanneer iemand aan Craig se deur klop, wanneer hy en Eckhart die skool se netwerkkamer betree, wanneer Eckhart verdwyn, wanneer Craig iemand buite sy kamer deurhoor, wanneer hy besig is op Dr. Pienaar se rekenaar en hy sien op 'n stadium die muis beweeg en Dok sit voor sy rekenaar, of die keer wanneer hy besig is om die dokumente uit te druk van Project Nursery Rhyme en hy sien iemand sit voor die rekenaar terwyl hy papier gaan haal. Goed, so dit is alles goed wat spanning veroorsaak, maar die onderliggende spanning word ook veroorsaak elke keer as daar na John verwys word, né? Want dit is emosies wat hy nog nie hanteer het nie en innerlike konflik en skuldgevoelens wat hy nog nie hanteer het nie. Goed, so die hele skool en die atmosfeer en veral Dr. Pienaar se kantoor word uitgebeeld as benouend en beklemmend, veral as hy dan moet ingaan om van verskoning. Nou in sekere atmosfeer is daar 'n bietjie 'n depressiewe atmosfeer, maar dit word afgewissel veral met Plank, wat nou inkom bietjie as die humoristiese verligting van hierdie span. Baie keer as daar die kinders dan nou fees vier met die koshuisbraai, dan is daar ook 'n vrolike atmosfeer wat heers. Hier is nou 'n paar voorbeelde. Die proloog is die stemming een van vrees, wanneer Eckhart daar op sy pa afkom en sê dit is hoe vrees voel. In hoofstuk 2 met die skooljaar is dit opwinding en afwagting. In hoofstuk 3 is dit van onsekerheid wanneer Eckhart weg is en dit skep dan nou spanning. In die tonnel is dit amper asof daar opwinding is vir die matriekseuns, maar vrees by die trappers. En dan in die epiloog hartseer, want vir die eerste keer kan Craig dan nou huil vir sy pa, vir John, maar eintlik vir homself en sy ma. Nou, hier is dan nou nog 'n YouTube skakel wat jy kan volg, waarin Fanny van Loon bietjie verder uitbrei oor kuberkrakers, geheime en ander vrae, soos wat het met Craig se pa gebeur? En hoe was Craig se ma se houding teenoor haar man? Het Craig sy matriekjaar klaar gemaak? En wat nou van Eckhart? En wat het gebeur van Craig en Nicole se verhouding? Baie keer wonder mens, moes die skrywer nou opgehou het of moes hy bietjie verder gaan vertel het? Maar gaan kyk bietjie dan vind jy gegaai. Reg mense, lekker dag vir julle.